Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dit is my baie lekker om weer by julle te wees. So, ons staan nou vandag presies 'n week na Opstandingssondag. Ons was laasweek by Heilige Donderdag toe Jesus die hele sosiale hiërargie kom omvergooi het en die minste geword het en sy disippels se voete gewas het en ook die nagmaal ingestel het. En toe Goeie Vrydag gebeur die slegste, maar die beste ding is dat Jesus het aan die kruis gesterf. En stil Saterdag is ons te pletter en verskriklik hartseer, want die verlosser waarvoor ons soveel jare gewag het, word op die aakligste manier vermoor. En dan Sondag gebeur die beste ding ooit, die beste nuus, kry ons dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. En nou, presies 'n week later, sien ons dan nou Jesus aan sy disippels verskyn. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk spesifiek na die verhaal van Thomas. Maar voordat ons begin, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie voorreg om op hierdie manier by mekaar te kom. Liewe Here, dankie dat ons saam met U aan die kruis gesterf het en ook saam met U weer opgestaan het, met 'n nuwe identiteit en met 'n nuwe doel. Here, gaan saam met ons met die tekste wat ons gaan saamlees vandag, maak dit vir ons oop en maak ons harte ontvanklik en maak vir ons duidelik wat U vir ons wil kom wys. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Johannes 20 vers 19 tot 29. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas was hierdie keer saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy, omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle, wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. 'n Baie merkwaardige teks hierdie. Kom ons kyk gou na waar ons is. So in Johannes 20 is dit nog die eerste week na die opstanding. Die ander teks wat ons vandag gaan saamlees is Handelinge 5 vers 32 en 2 Petrus 3 vers 9. In Handelinge is ons dan 'n bietjie verder op die tydlyn. Die kerk het reeds begin, die Heilige Gees het gekom met Pinkster en die apostels is nou besig om die evangelie onverskrokke te verkondig. So onverskrokke dat hulle selfs voor die Joodse raad gedaag word omdat hulle nie wil ophou om in Jesus se naam te preek nie. En in 2 Petrus 3 vers 9 of sal 8 tot 10 is selfs nog later geskryf toe die kerk reeds gevestig was en sommige gelowiges begin twyfel het of Jesus dan nou regtig gaan terugkom. So, hierdie tydlyn van hierdie tekste is 'n bietjie ver uit mekaar uit, maar kom ons kyk bietjie wat gebeur eers in Johannes 20. So, die disippels sit agter geslote deure, bang vir die Joodse leiers. Hulle is onseker, hulle is bang en heeltemal verward. En skielik staan Jesus in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. En hy wys sy hande en sy sy, die merke van die spykers, en die disippels is oorweldig met vreugde. En dan doen Jesus iets baie betekenisvol. Hy blaas op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees.
En dit herinner ons aan Genesis 2, waar God op Adam geblaas het en hom 'n lewende wese gemaak het. Maar nou blaas Jesus hier op sy disippels, en hy gee hulle 'n nuwe lewe, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe doel. Maar Thomas was nie daar nie. En kom ons staan 'n oomblik stil by Thomas, want hierdie is regtig 'n diep verhaal. Thomas word dikwels as die ongelowige Thomas genoem. Maar ek dink dit is eintlik regverdig teenoor Thomas nie. Thomas was nie net 'n man met 'n swak geloof nie, maar ek dink hy was eerder 'n man wat eerlik was oor sy twyfel. Dink aan Thomas se geskiedenis met Jesus. In Johannes 11, toe Jesus besluit het om terug te gaan na Judea toe, waar hy amper gestenig was dit Thomas wat vir die ander disippels gesê het, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Ons lees in Johannes 11 vers 16, waar Thomas was bereid om saam met Jesus te sterwe, en nou na die kruisiging was Thomas verpletter. Miskien het Thomas gedink, ek sou saam met Jesus gesterf het, en nou het Jesus alleen gesterf. En die diepte van sy teleurstelling was dalk net so oorweldigend vir hom gewees. En toe die ander disippels hom vertel, dat hulle Jesus gesien het en dat hy lewe, was dit eenvoudig dalk net vir Thomas te goed om waar te wees. Hy kon nie nog 'n teleurstelling verduur het nie. En daarom stel hy vir homself voorwaar, hy sê, as ek nie die merke sien en voel nie, dan sal ek nooit glo nie. En Jesus se reaksie op Thomas se twyfel is dan so veelzeggend. Jesus veroordeel hom nie, Jesus verstoot hom nie. In plaas daarvan soek Jesus hom spesifiek op. Ons lees hierso presies 8 dae later verskyn Jesus weer aan die disippels. Jesus kom terug spesifiek vir Thomas en gee vir hom presies wat Thomas nodig het om te glo. Dit is 'n pragtige beeld van Jesus se genade en sy geduld met Thomas se twyfeling nie. Jesus ontmoet Thomas in sy twyfel en hy lei vir Thomas na geloof. En hy doen dit so sagkens, so liefdevol, maar tog so doelgerig. En Thomas se reaksie op Jesus, my Here en my God. En dis nie 'n belydenis dat Jesus leef nie, maar dit is 'n kragtige belydenis dat Jesus God is. Dis een van die duidelikste belydenisse van Jesus se goddelikheid in die hele Nuwe Testament. En Thomas se verhaal kom leer ons hier dat eerlike twyfel nie die teenoorgestelde is van geloof nie. Eerlike twyfel kan eerder die begin wees van 'n dieper en 'n ryker geloof. Jesus verag nie ons vrae en worsteling nie. Nee, hy ontmoet ons daarin. Hy ontmoet ons daar net soos wat hy vir Thomas ontmoet het. 'n volgende deel van hierdie teks is dat Jesus nou presies vir 40 dae op die aarde is voordat hy na die hemel toe gaan. En hierdie, ons is nou in die eerste week van daai 40 dae. En ek vra altyd vir myself sommer die vraag, hoekom presies of hoekom juist 40 dae? Want dwars deur die Bybel is 40, die getal 40 nogal 'n betekenisvolle getal. Ons lees dat Noag vir 40 dae en 40 nagte in die ark was tydens die vloed. Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn deurgebring. Moses was 40 dae op die Sinaïberg. Elia het 40 dae na die berg Horeb gereis en Jesus het self 40 dae in die woestyn gevas en is versoek. En in die Bybel is 40 dae of 40 jaar tipiese tyd van beproewing, voorbereiding, selfs transformasie. Dit is 'n tyd van oorgang van een bedeling na ander bedeling. Die 40 dae na Jesus se opstanding was 'n oorgangstyd. 'n Tydperk waar Jesus sy disippels voorberei het vir hulle nuwe rol sonder hom. Sonder sy fisiese teenwoordigheid. En dit was 'n tyd van voorbereiding vir die koms van die Heilige Gees en die begin van die kerk. Maar wat so merkwaardig is van hierdie 40 dae is dat hierdie nie 'n tyd van beproewing was soos die ander 40 dae in die Bybel nie.
Dit was 'n tyd van vreugde, van herontdekking en van helderheid. En Jesus het die beproewing reeds deurstaan aan die kruis. So hierdie is definitief 'n tyd, 'n nuwe tyd, 'n heeltemal 'n nuwe bedeling wat begin. In hierdie 40 dae deel hy die vreugde van daardie oorwinning met sy disippels. Jesus deel hierdie vreugde met hulle. En wat so kragtig is ook in hierdie teks is Jesus wat in hulle midde staan en vir hulle sê vrede vir julle. En hy herhaal dit 2 keer in hierdie gedeelte. En hoekom is dit so belangrik? Die Hebreëse woord vir vrede wat spesifiek vertaal word hier is shalom. En dit beteken nie net die afwesigheid van konflik nie, maar dit verwys na 'n toestand van algehele harmonie. Algehele welstand, liggaamlik, geestelik, emosioneel, selfs sosiaal. Dit verwys na die volledigheid, na harmonie, na 'n lewe in direkte verhouding met God en met mekaar. Toe Jesus vir hulle gesê het, vrede vir julle, het hy nie net 'n groet uitgespreek nie. Hy het 'n seën uitgespreek, 'n gawe gegee eintlik. Hy het vir sy disippels die vrede gegee wat net hy kan gee. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, soos wat ons lees in Filippense 4 vers 7. En dink aan die konteks van waar hierdie disippels hulle self ook bevind. Die disippels was, soos wat ons vroeër gelees het en ook gesê het, hulle was agter geslote deure, uit vrees vir die Jode, hulle was bang, verward, skuldig dat hulle Jesus in sy donkerste uur verlaat het. En dan kom Jesus en sê, vrede vir julle. 'n Vrede wat hulle glad nie, wat ons glad nie verdien nie. Is iets wat hulle nie bereik het nie. Dis 'n gawe, vrylik gegee deur die opgestane Here Jesus Christus. Dit is vrede te midde van vrees, te midde van twyfel. En dit is die vrede wat Jesus vandag nog aan ons bied. In 'n wêreld vol onrus, konflik en vrees kom sê Jesus vandag vir ons, vrede vir julle. Nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons dit bereik het nie, maar omdat hy dit vrylik gee. En dan wil ek oorgaan na die ander teks, Handelinge 5 vers 32, wat sê die apostels voor die Joodse raad, wat sê, ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Vandag wil ek vra, wat beteken dit om 'n getuie te wees? 'n Getuie is iemand wat gesien het of ervaar het en iemand daarvan vertel. Die apostels was ooggetuies van Jesus se opstanding. Hulle het hom gesien, met hom gepraat, saam met hom geëet en nou vertel hulle wat hulle gesien en ervaar het. Maar ons vandag, ons het nie Jesus fisies gesien nie. Hoe kan ons dan sy getuies wees? Want ek dink dit is tog wat Jesus van ons vra, wat Jesus gedoen het in hierdie tydperk van hierdie 40 dae. Is hy het met hulle, hy was 'n getuie gewees en hierdie mense was ook 'n getuie. Dis hoekom hulle gaan so onverskrokke die goeie nuus gaan verkondig het. Maar hoe is ons dan getuies? Die antwoord lê in Jesus se woorde aan Thomas. Geseënd is die wat nie gesien het nie en tog glo. Ons is die geseënd omdat ons glo sonder om te sien. En so word ons getuies. Nie deur wat ons met ons fisiese oë gesien het nie, maar deur wat ons in ons lewens ervaar het. Wanneer ons sien in ons lewe, wanneer ons terugkyk en sien hoe kragtig God werk in ons lewe, wanneer ons sy liefde, sy genade, sy vergewing ervaar, word ons lewende getuies van sy krag en teenwoordigheid. Soos Johannes 3 vers 16 vir ons ook sê, wat eintlik nou 'n bietjie vroeër geskryf is, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie sal verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie liefde wat so kragtig gedemonstreer is aan die kruis, bevestig is deur die opstanding, is die boodskap wat ons as getuies dra. Dis die goeie nuus wat ons ook verkondig. En wat so wonderlik is van hierdie, is dat Jesus self deur die Heilige Gees ons voorberei en toerus vir hierdie taak.
Net soos hy die disippels voorberei en na die 40 dae en op die opstanding berei hy ons voor om sy getuies te wees. Wanneer Jesus weggaan, maak dit hom eintlik meer teenwoordig. Deur die Heilige Gees is hy nie meer beperk net tot een plek nie. Hy is nou by elkeen van ons, oral en altyd, soos Jesus gesê het, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak nie aan julle toekom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Is dit nie wonderlik wat ons ontvang het nie? Deur die Heilige Gees leef Jesus in een en elkeen van ons. Sy lewe word ons lewe, sy krag word ons krag en sy liefde word ons liefde. En so word ons lewende getuies in hierdie wêreld. En nou ongelukkig wonder ons nog, gaan Jesus eendag terugkom? Sou hy nie meer genadig wees as hy net vroeër terugkom nie? En dan is ons nou by 2 Petrus 3 vers 9, wat vir ons die volgende sê, die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige van ons moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God se geduld is nie 'n teken van swakheid nie, maar juis van sy genade. God het die mag om nou in te gryp en die einde te bring, maar hy wag. Hoekom wag hy? Nie omdat hy nie omgee nie, maar juis omdat hy wil hê dat nie een van ons moet vergaan nie. Hy gee tyd sodat meer mense tot bekering kan kom. En ek is seker julle sien die belangrikheid van ons om dan in hierdie wêreld uit te gaan en getuies te wees van wat Jesus vir ons kom doen het. Jesus kon vir Thomas gesê het, glo of bly agter. Maar in plaas daarvan wag hy 'n week en kom weer spesiaal terug om Thomas te kom help om sy twyfel te oorkom. En dit herinner my aan hierdie aanhaling. The cross is the ultimate proof of God's hatred of sin and his love for sinners. God haat sonde, maar hy is so geduldig met sondaars, omdat hy hulle liefhet en wil hê dat hulle gered moet word. So wat beteken hierdie vir ons nuwe roeping vir sondes? Dit vra van ons om uit vrees uit te tree en in vrede te lewe. Jesus se eerste woorde was vrede vir julle. Ons word geroep om in daardie vrede te lewe. Om eerlik te wees oor ons twyfel. Jesus gaan ons nie wegstoot of ons sê ons moet agterbly nie. Hy ontmoet ons as ons eerlik twyfel. Ons het ontvang en dan uitgaan. Jesus blaas op sy disippels, ontvang die Heilige Gees en dan stuur hy hulle uit. Ons het lewe met die Heilige Gees wat saam met ons is. Ons het geduldig wees, net soos God geduldig was. As God geduldig is met ons, behoort ons ook geduldig te wees met mekaar. Ons het ons nuwe identiteit in Christus uitleef. Ons is nie meer wie ons was nie, ons het saam met Jesus gesterf en ons is saam met hom weer opgestaan. Ons het nou nuwe identiteit. En ons moet getuies wees van wat Jesus in ons lewens gedoen het. Ons kan nie swyg oor wat ons ervaar het nie. Ons het vertel, ons het deel, ons het getuig van God se liefde wat in Jesus Christus aan ons geopenbaar is. So mag ons, soos Thomas, kom tot die diepe belydenis, my Here en my God, en mag ons uitgaan, gevul met die Heilige Gees, om hierdie wonderlike boodskap met die wêreld te deel. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U ons kom ontmoet in ons twyfel. Ons nie wegstuur nie. Here, mag ons help ons, wanneer ons selfs vra soos, gaan U eendag terugkom, kom verlos ons net uit ons ellende, uit ons swaar kry, uit ons verwarring, onsekerheid en twyfel. Here, mag ons tyd op aarde gebruik om hierdie goeie nuus met ander mense te gaan deel. Want Here, daar is mense wat dit nog nie gehoor het nie, of nog nie tot die belydenis gekom het, wat Thomas bygekom het nie. Mag ons ook tot hierdie belydenis kom, en uitgaan, en dit met ander mense deel. Dankie vir alles wat U vir ons kom doen het. Dat U ons kom ontmoet. Maak nie saak wat nie.
Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.